Goeiedag, my naam is Tiaan Prins. Ons is vandag besig met die kwartaalopdrag van WSKA 311. My studentennommer is 3509553. So, vandag gaan ons kyk na hoe om 'n histogram te teken. Nou, ek het klaar die frekwensies ingesit en dan die intervalle plus die klasmiddelwaarde ingesit. Omdat jy algebra nie in intervalle kan werk nie, het ons dan nie middelwaarde gesit wat 25, 35, 45, 55 en dan 65 is. So, dan om 'n histogram te trek, kan ons dan hierdie data selekteer. Ons kan dan daar gaan en ons kan sê by die graph one variable analysis en hy gaan dan vir ons 'n bar chart gee. Ons soek nie 'n bar chart nie, ons soek 'n histogram. Soos julle kan sien is hy verkeerd want hy gaan tot 25 tot by so 32, 33, maar ons soek dit nie so nie. Ons soek hom van 20 tot 30, 30 tot 40 ensovoorts. So ons kan by die settings ingaan en dan sien ons dat hy 20 insluit en dan 30 uitsluit, presies so ons hom soek. Ons kan die frekwensie-tabel insit en dan dit manually set. Ons begin by 20 omdat dit waardes tussen 0 en 20 is nie en dan hy spring 10 elke keer. Dan kan julle sien ons het die histogram nou. So die histogram se intervalle is dan 20 tot 30. Dit is 5 keer, tussen 30 en 40 kom dit 12 keer voor. Tussen 40 en 50 is daar 20, tussen 50 en 60 is daar 18 en dan tussen 60 en 70 is daar 10. Ons kan dan teruggaan en dan die tabel bietjie verklein. En dan kan ons gebruik maak van sy features om te sien wat die gemiddeld is, wat dan ons bepaal in vraag 1.2 sê vir ons dan bepaal die gemiddeld. So die mean is die gemiddeld. Ons kan hom sommer aflees as 47,462 omdat ons tot 3 desimaal moet afrond. Vir doeleindes, sekere doeleindes, sodat dit meer verstaanbaar is, gaan ek aangaan in 'n Excel sheet sodat die werk makliker verstaanbaar is. Ons gaan dan die gemiddeld kan ons bepaal om te sê FI mal met XI en dan gaan ons 'n totaal kry van 3085 en ons kan dit deel deur n wat 65 is om die gemiddeld te kry. So by die Excel sheet het ek dit klaar alles ingelees en ek het klaar die FI mal met XI ingelees plus die waardes wat ons gebruik vir die standaard afwyking. So vir FI mal met XI gaan ons 385 kry en dan gemiddeld is volgens GeoGebra is hy 47,462 en dan hierso gaan ons dieselfde waarde kry as ons sê 3085 gedeel deur 65 gaan ons ook vir ons 'n waarde van 47,462 gee. Dan gaan ons die variasiewyte bepaal. Nou omdat in GeoGebra soos wat julle kan sien, sê hy vir ons max is 65 en ons min is 25. So sy variasiewyte gaan 65 minus 25 wees. So GeoGebra se antwoord gaan dan 40 wees. Maar ons max is 70 en ons min is 20. So dit gaan vir ons 'n waarde van 50 gee. Dan om die variansie te bepaal, so vir die variansie kan ons dan die formule gebruik en dan kan ons hierdie alles saam optel met 'n autosum som. So ek het klaar daai in elke ene ingelees. En dan hierso het ek net 'n sum som gedoen om alles saam te tel. Hierso kan julle sien wat se formule het ek gebruik. En dan kom ons neem vir 'n skermskoot. En dan kan ons die formule sien wat ons gebruik het om dit te bepaal. So dan vir die variansie kan ons sê 8606.4 gedeel deur 65
Wat is 'n antwoord van 132 132, 132,402 gee en dan hierso kan ons GeoGebra bereken dit nie self nie. 132,402. Dan die standaard afwyking kan ons dan GeoGebra gaan gebruik en ons kan sien dat die standaard afwyking volgens GeoGebra is 11.507. So as ons teruggaan na ons Excel sheet toe, kan ons sê GeoGebra se die afwyking is 11.507 en ons kan dit bepaal deur om 132,402 te wortel en dit gaan ook vir ons 'n antwoord van 11.507 gee. So, dit is dan vraag 1 compleet, waar ons dan die gemiddeld kan sien is 47,462 volgens GeoGebra ook, en dan die variansie en die standaard afwyking. Ons kan dan nog aangaan na vraag 2 toe, wat vir ons sê om die oogief te teken. Hier is ons nou dan by vraag 2, waar ons die oogief moet teken deur gebruik te maak van kumulatiewe frekwensie. So hierso het ek klaar die grense gaan sit en dan die kumulatiewe frekwensie klaar uitgewerk. So dit is 0 plus 5 gee vir my 5, 5 plus 12 gee my 17, 17 plus 20 gee vir my 37, 37 plus 18 gee 55 en dan 55 plus 10 gee vir my 65. So, ons kan dan hierdie data gebruik om die tabel te teken. So, ons selecteer dan die 2 kolomme en waar ons by vraag 1 die one variable analysis, gaan ons nou 'n two variable analysis. So, hierso kan ons sien dat die grafiek begin by 0 en eindig by 70. So, om dan die lyne te connect, kan ons sê line graph. So, daar is dan die oogief. Dan kan ons sien hoe die oogief dan loop van 0 tot en met 70. Ons kan dan ook verder die steps van die x-as of die y-as verander, hoe ook al ons sou wil. Hy step nou met 20, ek sal automatic dimensions afval, kom ons sê ons sal gehad het hy met 5 step, dan sal hy elke 5, kan ons dan sien waar hy is. Dan ons kan die dit ook opsit, sodat ons makliker ons waardes kan aflees. Dan sê dit verder, ons moet die interpreteer variasie uitwerk, so vir dit moet ons dan Q1 en Q3 uitwerk. Nou Q1 is 25% van jou grafiek, van jou totaal, so die totaal is 75, so dan die Q1 gaan dan 25% van 65 wees, so dit gaan ons dan Q1 die waarde van 16,25 gee. So as ons 16,25 gaan dan tussen die 30 en 40 val. So omdat die 16,25, so dit gaan hierso wees, so ons kan sien dit gaan tussen 30 en 40 wees. So ons kan dit uitwerk deur 'n formule te gebruik en die formule is as volg. Ons sê 30 plus hakie, ons dip hakie, ons sê 16,25 gedeel deur minus 5 wat jou kumulatiewe frekwensie is van 30 en ons kan dit dan vat en ons kan dit gedeel deur met 12 wat jou 40 se frekwensie is en dan kan ons hierdie alles kan ons dan mal met 10 en dit gaan dan vir ons Q1 waarde gee. Vir Q2 gaan ons bepaal deur om te sê 65% of 75% van 65 wat ons 48,
Dit gaan nou vir ons 48,75 gee. So hierso kan ons sien dat 48,75 gaan tussen 50 en 60 wees. So ons sê dan Q3 is gelyk aan 50, jou laagste waarde, plus 48,75 minus jou cumulatieve frekwensie van 37, en ons gaan dit dan alles deel met 18, wat die frekwensie is, en ons gaan dit alles dan mal met 10. Dit gaan vir ons 'n waarde gee, kom ons rondom dit af tot 3 desimaal, en dan vir jou interkwarteel variasiewijd, so IKV is gelyk aan Q3 minus Q1. So om dit te bepaal, kan ons dan dit 'n autosom insit, so ons kan sê, groter, ons kan hierso sê, equals B10 minus B9, en dit gee dan vir ons interkwarteel variasiewyde wat 17,153 jaar is. Dit is dan die einde van vraag 2, en dit is dan die einde van die 2 vrae. Vraag 3 is net navorsing en moet getik word. So hierso is die Excel sheets vir vraag 1, en dan die Excel sheet vir vraag 2, en dan al twee se tabelle wat geskep is.